Vandag se lesie gaan ons nog steeds met vergelykings werk en ons kyk in vandag se les na vergelykings met rasionale eksponente. Nou vergelykings met rasionale eksponente is vergelykings waarvan die eksponent van die veranderlike 'n rasionale getal is. Met ander woorde, as ons kyk na die eerste voorbeeld van vergelykings met rasionale eksponente, dan is die voorbeeld dat daar slegs een mag word in die vergelyking gegee. Nou onthou julle nog mooi wat is 'n mag, né? Ons het met die eksponente het ons gewerk, so ons het gesê, as julle nou mooi onthou, ons het gesê byvoorbeeld as ons het x tot die mag 1/2, dan is ons xie ons grondtal en ons half is ons eksponent. En hierdie hele x tot die mag 1/2 is ons mag. Nou as ons kyk na die eerste voorbeeld wat daar slegs een mag, onthou daar staan slegs een mag word in die vergelyking gegee, dan is dit soos byvoorbeeld as ons nou het x tot die mag 1/2, ons werk met dieselfde enetjie, is gelyk aan 5. Okay? Met ander woorde, ons sien, ons het een mag in hierdie vergelyking, een magie. Okay. So, wanneer ons hierdie tipe vergelykings het, is die eerste stapie wat ons gaan doen, ons gaan altyd die mag alleen kry. Okay? So die mag moet alleen aan die linkerkant wees. Nou as jy kyk na ons voorbeeld, dan kan jy sien, ons magie is klaar alleen aan die linkerkant. Ons tweede stapie wat ons gaan doen, is ons gaan verhef beide kante. Onthou, want jy altyd wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So ons verhef beide kante tot die omgekeerde mag. Julle kan ook praat van die resiprook van die mag. Resiprook is mos die omgekeerde. Goed, nou as ons gaan kyk na x tot die mag 1/2, ek wil x alleen hê, so ek het x tot die mag 1/2. As ek hom verhef tot die resiprook, met ander woorde, ek maal nou, verhef hom tot die mag 2/1. Nou kan ek sien mos as ek my wet toepas, dan het ek mos 1 maal 2 is 2, 2 maal 1 is 2, 2/2 gee vir my 1. Met ander woorde, ek kry my xie aan die een kant, aan die linkerkant. Maar onthou nou, ons wet sê vir ons, wat ons aan die een kant doen, moet ons altyd aan die ander kant ook doen. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek moet regs ook verhef tot die mag 2. Daarom kan ek dan sê, x is gelyk aan 5 maal 5 wat 25 is. Ons kyk na 'n tweede voorbeeldjie. Ons tweede voorbeeld sê vir ons 3x tot die mag 1/2 minus 1 is gelyk aan 5. Wat let ons nou hierop? Dis reg, ons het een mag in hierdie vergelyking, né? Wat is ons eerste stapie wat ons doen? Ons moet die mag alleen kry aan die linkerkant. Goed, so, ons moet die algebra doen om hom alleen te kry. Met ander woorde, ek gaan my minus 1 oorvat. So ek kry 3x tot die mag 1/2 is gelyk aan 5 plus 1. As die minus 1 oorgaan, word hy 'n plus 1. Dit gee vir my 3x tot die mag 1/2 is gelyk aan 6. Ek wil my mag alleen kry. Met ander woorde,
ek gaan wat nou moet doen. Ek het 3x tot die mag 1/2, so wat moet ek nou doen om hom alleen te kry? Dis reg, ek gaan deel deur 3, maar onthou wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant ook doen. Met ander woorde, ek kry x tot die mag 1/2 is gelyk aan 2. So, nou het ek hom vereenvoudig, né? Nadat ek nou die mag alleen gekry het, vereenvoudig ek alles. En nou, wat gaan ek nou doen? Dis reg, ek moet nou beide kante verhef tot die omgekeerde mag. Goed, so as ek nou beide kante verhef tot die omgekeerde mag, dan beteken dit, ek moet hierdie x tot die mag 1/2 moet ek verhef tot die mag 2/1. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, met ander woorde, ek kry nou, daai twee kanseleer mekaar uit, die kanseleer mekaar uit, met ander woorde, ek kry my x se maggie is nou 1, aan die regterkant kry ek 2 tot die mag 2, met ander woorde, ek kan sê x is gelyk aan 4. Ons kyk nou nog 'n derde voorbeeldjie. Ons kyk as ek het 3x tot die mag 3/4 is gelyk aan 24. Goed, wat let ons nou hierop? Ons let op hierdie vergelyking het 1 maggie, né? Goed, wat moet ons doen in die eerste plek? Ons moet die mag alleen kry aan die linkerkant. Hoe gaan ons moet die mag alleen kry aan die linkerkant. Hoe gaan ons hierdie mag alleen kry aan die linkerkant? Wat ons pla is die 3 maal, so ons gaan deel deur 3, en wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x tot die mag 3/4 is gelyk aan 24 gedeel deur 3 is 8. Goed, hy is nou klaar vereenvoudig, want ek het my mag alleen aan die linkerkant. Wat is die volgende stapie wat ons dan doen? Ons verhef beide kante tot die omgekeerde mag. Die omgekeerde of die resiprook. So as ek dit nou doen, dan beteken dit, ek gaan die linkerkant verhef tot die mag 4/3. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so as ons dit nou gedoen het, kan ons nou om verder maak. Met ander woorde, ons kan sê x, want onthou nou, hierdie kanseleer ons nou uit. So ek kry x tot die mag 1 is gelyk aan. Omdat ons hierdie werk doen sonder die sakrekenaar, gaan ons 8 in sy priemfaktore ontbind. So ons kry 8 is 2 tot die mag 3. Die oplossing van my probleem is nou, ek het 'n mag wat verhef word tot 'n mag. Met ander woorde, wat is dit wat ons dan moet doen? Ons is reg, ons moet die 3 vermenigvuldig met die 4/3. En dan kan ek daar sien, die 3's kanseleer uit. Met ander woorde, my antwoord is 2 tot die mag 4. So ek kan sê x is gelyk aan 16. Ons kyk net na nog 'n voorbeeld wat daar net 1 mag aan die linkerkant of in die vergelyking is. As ons byvoorbeeld het, x tot die mag 3 is gelyk aan minus 343. Ok, so kom ons kyk hoe ons stappies toepas. Ons eerste een is, ons kry ons mag alleen aan die linkerkant. En ons sien dit is klaar reg, né? So ons hoef nie verder daaroor te bekommer nie. Ons volgende stappie is dat ons beide kante verhef tot die omgekeerde mag. Ok, omgekeerde mag of die resiprook. Nou wat is die resiprook van 3?
3 is dieselfde as 3 op 1, daarom is die resiprook is 1 op 3. Is julle reg? So, ons gaan nou hierdie mag verhef tot die mag 1 op 3. Hierdie magie verhef ons tot die mag 1 op 3. Onthou wat ons links doen, moet ons regs doen. Nou kan ons sien dat x tot die mag 1 is gelyk aan as ek 343 ontbind in sy priemfaktore, dan kry ek minus 7 tot die mag 3. Dit is verhef tot die mag 1 op 3, so ek kry x is gelyk aan, as ek my mag verhef tot 'n mag, dan beteken dit ek gaan hierdie twee met mekaar vermenigvuldig, en dan kry ek ook minus 7 tot die mag 1. Daarom is my antwoord x is gelyk aan minus 7. 'n baie belangrike feit wat julle moet onthou, is dat x tot die mag 1/2 beteken presies dieselfde as die vierkantswortel van x. En 'n vierkantswortel kan nooit 'n negatief wees nie. Want as jy twee negatiefes met mekaar vermenigvuldig, onthou 'n min maal 'n min is altyd 'n plus. Met ander woorde, x tot die mag 1/2 gelyk aan minus 5 het geen oplossing nie. So dit kom op dieselfde neer, ons kan daarom sê dat x tot die mag 1 op 'n ewige getal, maak nie saak wat daai ewige getal is nie, as ons kan sê x tot die mag 'n kwart, of x tot die mag 'n 6ste, enige ewige getal kan nooit gelyk wees aan 'n negatiewe antwoord nie. Met ander woorde, al staan hier minus 4, of enige negatiewe antwoord, dan kan hy geen oplossing hê nie. Dis baie belangrik dat julle dit sal onthou. Want jou vierkantswortel is per definisie altyd positief. Die tweede tipe voorbeeld wat ons kry is wanneer daar twee magte in die vergelyking is en een se eksponent is dubbel die eksponent van die ander mag. Nou goed, wanneer dit gebeur, is dit baie belangrik dat ons los dit dan as 'n kwadratiese 3 term op. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As ons byvoorbeeld het, onthou die vraag sal altyd wees los op vir x. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ons het x tot die mag 2 op 3 minus x tot die mag 1 op 3 is gelyk aan 2. Nou goed, wat sien ons nou hierso? Ons sien ons het 2 magte in hierdie vergelyking. Julle sien die 2 magte. As ons nou kyk na die 2 magte, sien ons dus 2/3 en 1/3. So, ek kan nou sien, die een is 2 keer die ander. Nee, want onthou nou, 2/3 is 2 maal 1/3. Met ander woorde, die eerste mag is dubbel die van die ander. Daai reeltjie sê dan vir ons gaan hom oplos as 'n kwadratiese 3 term. So die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan ons regterkant gelyk maak aan 0. As ons regterkant gelyk maak aan 0, het ek nou x tot die mag 2 op 3, minus x tot die mag 1 op 3, minus 2 is gelyk aan 0. Nou om hierdie vir julle te help, gaan ek dit so skryf, ons het x tot die mag 1 op 3 se kwadraat, minus x tot die mag 1 op 3 minus 2 is gelyk aan 0.
As julle hierdie kan erken, kan julle nou sien hierdie is 'n kwadratiese 1, 2, 3 term. Goed. As ons hom nou gaan oplos, gaan ons gewone reeltjie toepas. Ons het ons 2 hakies. Die minus voor die derde term sê vir my 1 hakie is 'n plus, 1 hakie is 'n min. Die faktore van 2, want onthou nou, hierso voor die 1x tot die mag derde, 'n derde, staan daar 'n spook 1. So die faktore van 2, wat se verskil vir my, minus 1 gaan gee. En dit is 1 en minus 2. En my x tot die mag 'n derde, kom daar in die hakie. Nou kan ek gaan sê, ek het my 2 hakies. Met ander woorde, die tweede stapie wat ons nou gedoen het, is ons het die linkerkant gefaktoriseer. Die derde stapie wat ons nou gaan doen, is ons gaan elke faktor gelykstel aan 0. Nee, want as ons nou 0 wil hê, dan beteken dit, hierdie hakie kan gelyk wees aan 0. As hy 0 is 0 maal die ander hakie gelyk aan 0. Of ons kan hierdie hakie gelykstel aan 0. As hy 0 is, het ons nog steeds 'n produk van 0. So, ek gaan nou elke faktor gelykstel aan 0. So, ek kry x tot die mag 'n derde plus 1 is gelyk aan 0. Of x tot die mag 'n derde minus 2 is gelyk aan 0. Goed, nou gaan ek weer met my vorige stappies aan. So, hier het ek nou, ek kry my mag alleen aan die linkerkant. Dit sê vir my, ek gaan die plus 1 oorvat, so ek kry x tot die mag 'n derde is gelyk aan min 1. By my ander enetjie gaan ek nou die min 2 oorvat, so ek kry x tot die mag 'n derde is gelyk aan 2. Nou wat is ons volgende stappie? Ons volgende stappie is om beide kante tot die omgekeerde mag te verhef. Dit beteken met ander woorde, hierdie word x tot die mag 3 op 1. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Dit gee met ander woorde vir my x is gelyk aan min 1 maal min 1 is 1 maal min 1 is min 1. So ek kry my x gelyk aan min 1. By my tweede deeltjie moet ek nou dieselfde ding doen. Ek verhef die mag tot die omgekeerde mag. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan, met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 2 tot die mag 3, dit wil sê x is gelyk aan 8. Kom ons doen nog so 'n voorbeeldjie, waar ons 2 magte het, en dan kan julle huiswerk inoefen. Ek het x tot die mag 1/2, minus 7x tot die mag 'n kwart, plus 12 is gelyk aan 0. Goed, die eerste ding wat ons mos gedoen het, wat ons sê, is ons kry ons regterkant gelyk aan 0, wat klaar so is. Goed, as ons nou mooi kyk na hom, kan ons sien ons het 2 magte, né? So ons het 2 magte. Wat let ons nog op van ons magte? Ons kan sien 1/2 is gelyk aan 2 maal 'n kwart, né? So die een is dubbel die ander ene. As die een dubbel die ander ene is, dan gaan ons wat nou volgende doen?
Ons faktoriseer ons linkerkant. Goed, so ons doen ons linkerkant. Ons gaan ons 2 hakies hê. Die teken voor die laaste term is 'n plus, dit beteken die tekens in die hakies is dieselfde. Wat gaan my teken wees? My teken gaan 'n minus wees. Die faktore van 12, wat se som nou vir my by die 7 uitbring. En dit gaan wees 4 en 3. Met ander woorde, ek kry x tot die mag 'n kwart, is x tot die mag 'n kwart. Dan wat is die volgende ding wat ons nou gaan doen? Elke faktor gaan ons gelykstel aan 0. So ons kry x tot die mag 'n kwart minus 4 is gelyk aan 0, of x tot die mag 'n kwart minus 3 is gelyk aan 0. Nou kry ons die mag alleen aan die linkerkant. Met ander woorde, ons kry x tot die mag 'n kwart is gelyk aan 4, of x tot die mag 'n kwart is gelyk aan 3. Goed, wat julle nou hier mooi moet oplet, wat baie belangrik is, as julle mooi kyk, ek het 'n 4 in die noemer, 'n 4 in die noemer, wat 'n ewige getal is. So my antwoorde mag nie negatief wees nie, julle moet mooi oplet daarna. Maar julle kan nou sien, ons kan wel aangaan, want al twee die antwoorde is positief. So al twee gaan wel 'n oplossing hê. Reg. Nou wat is die volgende ding wat ons moet doen? Ons gaan aan beide kante verhef tot die omgekeerde mag. So ons gaan verhef tot die mag 4. Wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So ons kry hierso x is gelyk aan 4 tot die mag 4, of ons kry x is gelyk aan 3 tot die mag 4. X is met ander woorde gelyk aan 256, of x is gelyk aan 3 tot die mag 4 is 81. Dit is dan ons lesie oor vergelykings met rasionale eksponente. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Maak seker dat jy hierdie werk mooi onder die knie het.